Vir julle wat niet is, of eerste keer hier is, ons is besig met Romeine al die afgelope jaar. Ons sal aan die einde van die jaar klaarmaak, maar ons is al in Romeine 8. Kan julle dit glo? Ons is in Romeine 8. Het ek die regte blaadjie hierso? Ek het die regte, nee ek het nie. Waar is my regte blaadjie? Hier is nie die regte blaadjie. Ek het hom daar gehad. Alright. Dankie Suus. Maar waar is die regte blaadjie? Ons is in Romeine 8. In Romeine 8. Voor ons na Romeine 8 gaan, wil ek toch net partykeer preke hou. En iemand sê vir sy man toe hulle uitstap laasweek, kan jy asseblief net in 3 sinne vir my sê wat Fred bedoel het om te sê? So, partykeer gebeur het wat jy die helfte van die gemeente mis en ek besef dit ook. En so, Romeine 7, die ding wat ek oor by julle idee verander het, ek het laasweek gesê, as jy my 3 weke terug gevra het, wat sê Romeine 7, sou dit anders gewees het, Antoinette, as wat ek gesê het laasweek. En Romeine 7 is hierdie groot ding wat Paulus sê, en julle almal het al raak gelees, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Wie het al so erg gevoel? Alright, dit is nie vir kinders van die Here bedoel nie. Hy praat nie oor kinders van die Here nie, hy praat oor iemand wat eintlik in die wet is. Dit beteken nie dat kinders van die Here baie keer so voel nie. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar hy praat eintlik voor sy bekering, praat hy hier van 'n tyd waar hy so op die wet gefokus het en besef het. Is interessant, 'n wettiese mens kan nooit tevrede wees nie. Hy's altyd onder oordeel. Is dit nie so nie? Want elke keer as jy die wet wil gehoorsaam, dan kan jy nie. In Hebreërs 10 wat sê in die wet, elke jaar is ons herinner aan ons sonde. Maar Christus Jesus is dit anderste. En dis waar ons begin in Romeine 8. Hoor hierdie woorde, blaai saam na Romeine 8 toe. As jy jou Bybels voor jou oop het, blaai na Romeine 8 toe. Die wonderlikste woorde. Meeste van die quotes wat ons gee, kom uit Romeine 8 uit. Julle geweet, alles werk mee ten goeie? Romeine 8. Daar is geen veroordeling wat in die Christus Jesus is nie, Romeine 8. Niks kan ons skei van die liefde van Christus nie, Romeine 8. As hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 8. So dis 'n wonderlike hoofstuk hierdie. Interessant genoeg, hierdie hoofstuk het te doen met ons sekuriteit in Christus. En Paulus begin hierdie hoofstuk deur te sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wie is in Christus Jesus? Wie is ons? Wat Jesus aanvaar het as ons verlosser en ons Here. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te suur, so het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Hierdie is 'n verskriklik belangrike gedeelte in die hele Romeine brief. Julle moet dit verstaan. As julle dit nie verstaan nie, verstaan jy niks wat Romeine sê nie. Romeine sê die volgende: dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar wie het dit gedoen? Christus. Dit wat hy moes doen, dit het hy gedoen. En hy het op die einde die wet vervul, en hy het vir ons die geregtigheid gegee, wat hy behaal het aan die kruis van Golgotha, want daar het hy die wet oorwin en die sondige natuur, die wet vervul en die sondige natuur oorwin. En hy bly nou in ons. Die wat waar is, in Christus. Dit is verskriklik belangrik. Die wat hulle, ek gaan nou hier stop, want ek hier so baie van hierdie vertaling wat nie lekker is in die 83 vertaling. Ek wil dit nie eers lees nie, want dan gaan jy dit verkeerd verstaan. So kom ons gaan begin met hierdie woorde. As jy kyk na Romeine 7, dit klink soos 'n nagmerrie, dit is 'n doolhof van 'n mens wat nie kan lewe nie. Interessant genoeg, Johnny sê vir my die week toe ons by omgegroep is, toe sê hy, jene, dit is Romeine 7 het net vir ons soos 'n bad fliek geklink, met 'n bad ending. Presies wat Romeine sê. Romeine 7 sê, as jy die wet wil probeer behou, is dit 'n bad ending, en jy gaan verval in jou absolute skuldgevoelens heeldag. Maar in Christus het hy die wet vervul. Wat beteken dit dan?
vir my lewe en die sonde, dat ek nie meer onder veroordeling is. En hy sê die volgende hierso, hy sê, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Wat beteken dit? Dat wat die wet nie kon doen, het Christus gedoen. Nou hier is die interessante ding, as ons hierdie gedeelte wil verstaan, wat beteken dit dan vir ons lewe? Beteken dit dan, dat weer eens soos Paulus sê, dit wat, nou hoef ons nie met te worry nie, ons hoef nie meer skuldig te voel nie, ons kan nou net doen wat ons wil. Enig iemand daarvoor, halleluja, Wian, nie, is dit nie wat hy sê nie. Wat is sy, hy gee dinge sê hier aan, hy sê, daarom is daar geen veroordeling vir wie? Vir die wat in Christus is nie. Hoekom hierdie so belangrik is, dink ek, is, daar's 3 woorde wat ons hier in ag moet neem, maar ek gaan nou daarby kom. Enige sport verstaan dit, as jy wie sportmense hierso? Wie wat doen die wet? Die wet laat jou aandag die hele tyd fokus op die outcome van my lewe. Wie het hierdie week sonde gedoen? Wie voel sleg oor die sonde wat hy hierdie week gedoen het? Alright, so jy kom elke keer oor die outcome van jou lewe. Jy is die hele tyd bekommerd, die wet herinner jou dat jy skuldig is. Wie wat doen die Gees? Die Gees wil hê jy moet meer bekommerd wees oor die proses than the outcome. Wie het jy dit al gehoor met sy coach? Het is interessant, as jy dink aan die World Cup final, en nou Pollard se skoppe, dit is 'n amazing ding, as jy dink aan die skoppe wat hy oorgeskop het, en in die final het ou Jordie Barrett die skop misgeskop, hy het hom links getrek. Wat het fout gegaan? Waar het dinge fout gegaan vir Jordie Barrett, en reg gegaan vir Pollard? Toe die bal links trek, is dit waar dit fout gegaan het? Waar het dinge fout gegaan? Hier, toe die voet die bal tref, nog voor dit eintlik. Hoe hy gedink het oor die skop, hulle sê ons Pollard het gedink, hy kan nie glo hy is so bevoorreg om hierdie skop te skop nie. Dit is 'n amazing mindset, nee. Dit begin nog voor jy aanlei om te skop. Die mindset wat jy het, bepaal die outcome. En is nie anderste vir 'n Christen se lewe nie. Interessant genoeg, ja, ek wil nie eens golf gebruik as 'n voorbeeld vir oggend nie. Ons het sleg verloor gister, so ek gaan niks sê vandag vir golf nie. Hier is die interessante ding is, vir 'n kind van die Here, is die proses belangriker as die outcome van sy gedrag. Die proses waarmee hy besig is, en waarmee die Here met hulle besig is belangriker as die sonde baie keer wat jy sien in jou lewe. 'n ander voorbeeld net vinnig oor dit is die volgende. Het jy al gesien hoe lyk kinders, hoe lyk 'n kind, hoe praat 'n kind? Nou, hoe praat 'n kind en hoe lyk 'n kind? 'n Kleintjie, hoe kyk hy? 5 jaar oud. Praat net soos sy pa, nee. Lyk net soos sy ma, sy praat net soos haar ma. Is dit nie so nie? Patsy, Morgan, jy lyk net soos Patsy, moet nou nie jou kop skud nie, dis nou tieners. Hulle wil glad nie herken hulle soos hulle ouers nie. Dis 'n amazing ding. Maar weet jy wat, jy gaan net soos jou ma word. Ek weet jy wil nie, maar jy gaan. Ja, daar's geweldig, daar's ouerskapkursus aan die einde van die jaar. Hier is die interessante ding, dis nie dat jy nie wil nie, jy gaan dit word. Hoekom gaan jy dit word? Omdat jy probeer. Want Morgan probeer definitief nie. Hoekom word jy soos die persoon wat jy pappa en mamma noem? Dis die tyd in hulle teenwoordigheid. Dis 'n uitvloei van die tyd in teenwoordigheid van jou ouers. En ek dink ons as kinders van die Here het dit heeltemal verkeerd. Ons as kinders van die Here is so gefokus op die outcome van ons lewens. En elke keer as ons sonde doen, dan bid ons vir onsself, Here asseblief, ek wil dit nie weer doen nie. Soos iemand hierdie week vir my sê weer, toe sê hy, Fred, al wat ek bid is, Here asseblief, maak my net 'n beter persoon as gister.
En in 'n sekere sin mis ons iets wat Paulus hier vir ons probeer skryf. En Paulus sê nee, dit gaan nie seer oor die uitkoms nie, dit gaan oor 3 goeters. En vandag wil ek fokus, jy gaan nie uitstap en jy gaan hierdie 3 goeters onthou, Carmen. Dit gaan oor waar jy woon, met wie jy wandel en wat jy dink. Daai 3 woorde gebruik Paulus in Korintiërs 8. Hy gebruik daai 3 woorde om te beskryf ons verhouding met die Here. Dis waar jy woon, met wie jy wandel en wat is jou ingesteldheid of jou mindset oor jou lewe. En hier wil ek nou die volgende sê. Dit impliseer, hierdie 3 goeders impliseer 'n liefdesverhouding. En dis hoekom Romeine 8 gaan nie so seer oor heiligmaking nie. Romeine 8, baie keer dink mense, Romeine 8 gaan oor heiligmaking. Hoe raak ek beter? Meeste mense het geestelike groei heeltemal verkeerd. Want wat dink mense oor geestelike groei? Ek word beter. Nee, dis nie wat geestelike groei is nie. Dis nie wat Paulus probeer sê in Romeine 8 nie. Dis nie dat jy beter word nie. Dis die verhouding meer intiem raak. Ons is mos mense wat meer op die outcome is. Jy weet, jy wil weet hoe dit gaan, jy weet, hoe gaan dit met my op hierdie stadium? En Paulus sê nee, as jy wil weet hoe gaan dit met jou, kyk na die proses waarmee jy besig is, die verhouding waarmee jy besig is. En daarom is Romeine 8 gefokus op een ding, is dat ek en jy sal verstaan wat die sekuriteit is wat ons het in ons verhouding met die Here Jesus. Soos 'n kind wat weet sy ouers is lief vir hom, sê Paulus, dit is die uitvloei van my lewe, is hierdie liefdesverhouding waar ek besef dat God vir my gesterf het, dat Christus vir my gesterf het, dat hy my lief het en dat hy met my besig is. Dit is interessant. Die eerste een is die idee van net interessant genoeg. As Paulus Sondag Paulus en Petrus. As Petrus vir Jesus verloor het. Onthou jy daai gebeure? Petrus verloor nie Jesus, die haan kraai, hy verloor nie Jesus 3 keer. Hy besluit toe na die kruisiging, hy gaan visvang weer, want dis wat hy doen, hy gaan vang vis, en hy sê vir die disippels, kom gaan vang vis, en hulle gaan na die see van Galilea toe, besig om vis te vang. Jesus is op die wal, hy is besig om vir hulle kos voor te berei. Petrus hardloop na hom toe, want hy besef, dis Jesus. En hy hardloop na hom toe. En wat is Jesus se eerste woorde aan Petrus? My maggies, hoekom het jy dit nou weer gedoen? Ek het vir jou gesê, jy gaan dit doen, en toe doen jy dit ook. Nee, jy moet nie nou jou kop skud nie, want dit is heeltemal verkeerd, verstaan jy? Wat sê Jesus vir Petrus? Wat is die eerste vraag wat hy vir Petrus vra? Die eerste sin wat hy vir Petrus vra en sê is, het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? Jy sien, die probleem is baie keer dat ons Christene meer bekommerd is dat mense sal sien dat ek 'n goeie mens is dat ek in 'n liefdesverhouding met die Here Jesus staan. Dis 'n totaal en al verskillende manier van dink oor my lewe. Die Christen se effort gaan nie daarin om dinge te doen wat reg en verkeerd is nie. Die effort gaan in die liefdesverhouding met Jesus Christus. En dis die probleem wat baie mense nie verstaan nie. Mense wil sien dat jy 'n goeie mens is. Dis hoekom ek goeie dinge doen. Boetie, jy moet net goeie dinge doen. Mense moet weet ons is goeie mense. Dis nie die Christelike lewe nie. Daarom baie keer, en hier is die hartseer ding, as ons sonde doen, dan probeer ons dit altyd regverdig. Verstaan jy? Ons probeer dit altyd regverdig. Dis die scarieste ding, jy weet. Ja, maar ek doen dit, maar dit is nie so erg nie, want dit en dit en dit, ons probeer altyd ons sonde so half relativeer tot niks toe nie. In plaas dat ons besef, dat dit nie gaan oor my sonde nie, maar dit gaan oor my verhouding met die Here Jesus, en om hom groot te maak en hom te verheerlik. En ek leef uit daai liefdesverhouding toe. So kom ons gaan kyk. Die eerste een wat hy gebruik is, woon. Daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Blaai gou saam met my na Johannes 15 toe. Johannes 15. As jy nie weet waar dit is nie, moet jy maar wag. Daar is Johannes 15. Daar is hy op die bord. Kom ons lees dit gou saam.
Hoor gou hierso wat hier staan. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Waar kom ons vrug vandaan? In ons woonplek. Saam met wie woon ons? Saam met wie leef ons? Hy leef in my en ek leef in hom. En in my verhouding met hom, daar waar ek woon, is die uitvloeisel van daai woning saam met hom, is die uitvloeisel die vrug wat ek dra. Ek wil dit weer sê, ek gaan dit 100 keer weer sê, en ek het dit 100 keer al gesê in Romeine, ons probeer nie vrug dra nie, ons probeer nie die regte ding doen nie. Christene probeer nie. Dis 'n gevolg van 'n verhouding met die Here Jesus, dat die uitvloeisel, die natuurlike uitvloeisel daarvan vrug is. As daar nie vrug in jou lewe op hierdie stadium is nie, is die probleem nie dat jy nie hard probeer nie. Of hard genoeg probeer nie. Die probleem lê by die verhouding. Verstaan jy dit? Het ek iemand gemis, is almal by my. As jy nie vrug in jou lewe sien nie, dan is die probleem nie dat jy nie hard genoeg probeer om vrug te dra nie. Die probleem is juist dit, dat dit gaan nie oor die vrug nie, dit gaan oor die verhouding met die wingerdstok. Waar woon jy? Louis Giglio het die mooiste preek met FH nou die week vir my aangestuur het, waar hy met 'n Tupperware bak beskryf wat dit is om in Christus te wees, en Christus in my te wees, en ons in God te wees. Dis hierdie amazing ding, verstaan jy? Dis Christus in my, en ek in hom, en ons in God, en dis uit die uitvloeisel daarvan, dat daar vrug uit my lewe uitvloei. Vrede en vreugde. Die tweede ene wat hy hier noem, die tweede woord, en dis hier waar ek heeltemal met die 1983 vertaling 'n geweldige issue hierdie week opgetel het. Vers 5, kyk gou na Romeine 8 vers 5. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers. Hoe klink dit vir jou? Hoe klink beheers vir jou? Nou wat klink dit? Die Here gryp jou vas, en hy beheer jou, en hy vat jou waar jy moet wees. Wie wat is daai Griekse woord? Dis nie beheers nie, sê wandel. Die wat met die Gees wandel, Tanirina. Die wat met die Gees wandel. Is dit 'n verskil van beheers? Kan ek gou hoor? Ek sal graag, hy sal lankal dood, die vertalers van die 1983, ek sal graag wil sê, hoe jy peripateo vertaal het met beheers in plaas met wandel. Want oral in die Nuwe Testament, as hierdie woord voorkom, beteken dit om te wandel met die Gees. Jy wandel met die Gees. So dis die woon en dan is die wandel. Daar word 6 keer verwys in die Ou Testament. In die Griekse vertaling van die Ou Testament word hierdie woord vertaal. En sit hom gou vir my op die bord. Romeine, volgende ene. Hou gou Romeine 8 vers 5. Want die wat volgens die vlees wandel, bedink die dinge van die vlees, maar die wat saam met die Gees wandel, bedink die dinge van die Gees. Die denke van die sondige aard loop uit op die doop, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Volgende ene. Genesis 3 vers 8, dit is waar dit voorkom. En hulle het die stem van die Here gehoor wat wandel in die tuin. Volgende ene. Levitikus 26 vers 12, en ek sal wandel onder julle en ek sal julle God wees. Volgende ene. Want die Here jou God wandel in jou kamp. Volgende ene. En ek was wandelend in 'n tent en 'n tabernakel. Volgende ene. Kom volk van Jakob, laat ons wandel in die lig wat van die Here afkom. Volgende. En wat anders as om te wandel met jou God. Wat anders is om te wandel met jou God. Hoekom is daai woord wandel so belangrik? Mense wat lief is vir mekaar weet hoe om te wandel. Is dit nie so nie? Wie wandel met sy vrou elke dag? Eugene, jy wandel jy 'n bietjie? Sê jy wandel mos, jy stel in Frans sien ek ook wandelend nou en dan daar in Silverlake. Hulle wandel net. Jy het nie 'n purpose nie as jy wandel nie. Dis die wandeling wat die purpose is.
Baie mense is baie bekommerd oor hulle purpose in die lewe. Jy weet, ek wonder wat is my purpose, wat is die Here se purpose vir my lewe? Nee, hy wil net wandel. Kom wandel saam met my. Wat sê Jesus vir sy volgelinge? CJ, wat sê Jesus vir sy volgelinge? Kom, volg my. Kom wandel met my. Dis jou purpose. Dis waarvoor jy geskep is om te doen, is om te wandel met die Here. Verliefdes verstaan dit heeltemal. Dit gaan nie oor die uitkoms nie, maar die reis saam met iemand. Hoor my mooi, julle is besig om my te verloor. Hoor my mooi. Dit gaan nie oor die uitkoms van die wandeling nie, maar die reis saam met wie jy wandel. En verliefdes verstaan dit. Ek meen, jy kan net hierdie, jy weet, so daar iemand verlief is, verstaan jy, dan is dit so, ek was by hulle. Verstaan jy worry nie waaroor jy praat nonsens, man, verstaan jy, maar jy is by hierdie persoon waarvoor jy baie lief is, nee, dis 'n amazing ding. Hoe great is dit nie? En weet jy wat is die wonderlike ding van die wandel? Hoe meer jy wandel met iemand, hoe meer raak jy soos hulle. Met wie jy wandel. Wie raak meer en meer soos hulle vrou op hierdie stadium? Nie feminized nie, maar jy weet, as tye wat ek en Susan net by mekaar sit, en dan, ons het nou nie dieselfde klere vandag aan nie, maar dit is scary hoeveel keer ons dieselfde dink oor klere drag. Matchy. Gister was groen. Ons hoef eers te praat met mekaar en ons weet ek weet wat sy gaan sê. Partykeer as sy kwaad is my, dan het ek nie koek en klie wat gebeur het nie. Maar meeste van die kere weet ek, want ons wandel saam. Ons gebruik dieselfde woorde. Ons het saam gewandel. Want dan my pa, hulle het ons die routine geleer van wandeling, want in Stellenbosch, toe my pa gaan swat het, dan wandel hy en sy 5 seuns, en dan speel hy met hulle wolf, hoe laat is dit? Dit is simpel, dit is oulik. Wolf, hoe laat is dit? Die speletjie is maar net deel van die wandeling. En ons het groot geword saam, die 5 seuns. En dis hoekom elke keer as jy op universiteit lag, net lag, jy wil nog nie eers jou mond oop te maak, behalwe om te lag. Justin, dan sê hulle, Jason, dan sê hulle vir jy seker lou, nee. Nie eers probeer lag soos my broer nie. Hoekom lag ek soos hy? Hoekom? Dis die wandeling. Jy sien, Christendom is nie 'n quick fix nie. Dis nie 'n quick fix nie. Dis 'n daaglikse wandeling. En miskien is daar iets in jou lewe op hierdie stadium wat jy dink jy sê, wie worstel met iemand? Okay, moenie jou hand opsteek, ek sal my hand vir julle opsteek. Wie worstel met iets op hierdie stadium? Jy sit met iets. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Elkeen van ons het daai ding. Wat jy hierdie week gaan doen? Jy gaan nie probeer nie. Jy gaan terugkom na die basiese toe. Na die wandeling toe. Saam met wie jy wandel. En jy wandel op 'n paar maniere. Hier is die volgende een. Jy wandel in die woord. As jy wandel met Christus, wandel jy met sy woord. So as jy wonder hoekom die vrug nie daar is nie, vra vir jouself, is jy besig om te wandel in die woord? Hoeveel tyd spandeer jy in die wandeling in die woord? Psalm 1. Psalm 1 het ons hom daar. Maar wat in die woord, dit gaan goed met die mens, wat nie met daai ouens omgang nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Dis nie 'n quick fix nie, my broer en my suster. Christendom is nie 'n quick fix vir al jou probleme nie. Dis 'n wandeling saam met iemand omdat jy lief is vir daai persoon, vir wat hy gedoen het. En omdat hy lief is vir jou, wil jy tyd spandeer aan hom. En in sy woord. Kolossense 3 vers 16 sê Paulus die volgende: die woord van Christus moet in sy volle rykdom
in julle bly. Die woord van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van die Here sing. Wandel saam met die Here. Maar daar is ook 'n ander wandeling. As jy wandel saam met die Here, kan dit nie anders as om te wandel in sy kerk nie. Jy wandel in verhouding met mekaar. Is 'n interessante ding. Met wie wandel jy op hierdie stadium? In terme van verhoudings. Wie is jou wandelingpartners? Jou hond Tannie Rosemary, ons sal met jou menslike wandeling kry, hoor. Gelukkig is jy hierso. Tannie Rosemary wandel elke Sondag saam met ons. Jy wandel, soos wie word jy? Jy dink by jouself vanoggend, miskien dink jy dit oor jou man, hy het 'n bietjie 'n probleem met drank. Ja, die dominee moet tog net drank aanspreek. Nee, my vraag is, met wie wandel jy Saterdag aande? Wie is jou wandelingpartner? Is iemand wat saam met Christus wandel? Iemand wat die Here liefhet, soos jy die Here liefhet. As jy nog nie so 'n wandelingspartner het nie, asseblief kom sien my. Ek het 'n paar opsies vir jou. Van manne en vroue wat in hierdie gemeente so by die Here wandel, dat jy nie kan anderste as om verander te word, ook saam met hulle wandeling nie. Jy kan nie alleen wandel nie. Dis interessant, die gees van die Here is uitgestort oor wie? Oor sy kerk. Die arm kan nie sonder die been nie. Die been kan nie sonder die voet nie. Die voet kan nie sonder die oog nie. Die oog kan nie sonder die ore nie. Jy het die gees van die Here nodig, saam met jou, wat wandel saam met ander mense ook. As jy nie die gees van die Here het nie, het ek nie 'n oplossing vir jou nie. Sê Paulus in Romeine 8. Hy sê, as jy nie die gees van die Here het nie, het ek letterlik nie 'n oplossing vir jou nie. Dan kan jy probeer tot jy dood is eendag, jy gaan nie vrug voortbring nie, want jy het nie gees van die Here nie. Maar hulle wat in Christus het die gees van die Here in hulle. En daarom sê Psalm 1 vers 1 volgende. Hy sê, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan nie, en nie met ligsinnige saamspan nie. Jy wonder hoekom jy sukkel met vrug dra. Miskien is dit jou wandelingpartner. En dit het nie te doen met jou vrou of jou man nie, hoor, jy kan nie wegstap van hulle nie. En die volgende ene, Hebreërs 10 vers 24 tot 5. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly nie, soos party se gewoonte is. Wie se gewoonte is dit partykeer? Ok, moenie jou hand nou opsteek ook nie, verstaan jy? Soos party se gewoonte. Hoekom? Maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dis te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Want ons verhouding met mekaar bepaal ons wandeling, en ons wandeling bepaal ons vrug met mekaar, wat daaruit voortkom. Dis 'n interessante ding. Baie keer as ek gepreek het en iemand kom na die tyd na my sê, ek weet dit al klaar. Nee, ek weet ook die helfte van die goeders. Ek moet bietjie Romeine vat my 'n bietjie dieper as wat ek ooit gedink het ek kan gaan. Maar meeste van die goeders hoor ons. Maar wat is die interessante ding? Partykeer moet jy goeders oor en oor en oor hoor, want dit spoel deur jou lewe. Ek het nou op my, jy weet, op my karretjie, ek vat 'n paar goedjies saam met my as ek gaan golf speel, so 5 swing tips. Anton het hulle vir my gelamineer, sit hulle so voor op die ry, hou jou kop af, hou hom stil. Ok, as jy terugswaai, moet nie te vinnig gaan nie, wag 'n bietjie bo. Kan jy glo ek vergeet daai 3 elke keer? Ja, ek sal aanstuur vir die wat dit nodig het.
Dis die ding, jy word oorspoel elke liewe dag met die woord, en elke liewe dag, baie keer sê mense vir my stilte tyd beteken niks vir my nie, ek lees dit en dit gee nie, nee, laat dit net oor jou spoel. Laat die woord van die Here oor jou spoel, kom by mense uit wat dieselfde het. Die derde is 'n mindset van die Gees, derde is mindset, ek gaan nou klaarmaak, derde is 'n mindset van die Gees, hou op, dink aan jou sonde. Frikkie het dit gesê, dit is so mooi vir my, hou op, dink aan jou sonde. Imagine jy staan daar, imagine, ek kan vir jou sê wat Jody Barrett gedink het toe hy terugstaan. Moet hom net nie links mis nie, moet hom net nie links mis nie, moet hom net nie. Die hele Nieu-Seeland kyk vir jou, Jody. Ons wil wen, ons wil net wen, asseblief wen, moet hom nie trek nie. Nee, jy mindset is die mindset van Christus. En Romeine 13 sê die mooiste deel. Romeine 13 sê die volgende: julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. En wie wat oordink jy die liefde van Christus vir jou? Jy oordink sy woord, jy oordink hom. Oordink my liefde. En daarom in jou gebedslewe, asseblief, kan ek vir jou vra, moenie vir die Here vra om jou sonde weg te neem nie. Wie van julle sukkel met geldgierigheid? Enige iemand hierso? Ja, jy moet nou opsteek. Wie was die interessante ding met dit nie? Hier is die interessante ding van ouens wat sukkel met geldgierigheid. Here, asseblief help my net met my geldgierigheid. Asseblief Here, help my net met my geldgierigheid. Wat van die volgende gebed is: Here, maak my oë op te sien waar moet ek gee? Is dit 'n ander gebed? Is dit 'n ander mindset? Is 'n hele ander mindset. Christus se mindset is 'n hele ander mindset. Hy is nie bekommerd oor jou sonde nie, want hy daarvoor betaal. Hy wil hê sy kinders moet anders te dink oor 'n lewe. Sê Here, dit is so wonderlik om in dankbaarheid te leef. Hoe wonderlik is dit nie, dat U vir my dit gegee het. Dit is amazing. Dankie vir dit. Dis 'n totale nuwe mindset, en daarom sê Filippense 4 vers 8 die volgende: verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deegoogwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes vestig. Hier is 'n mindset vir jou. Wie van julle die Gees van die Here in hom? Okay, halfte. Jy hoef nou nie bang te wees nie, dit gaan nie teen jou tel nie. Verstaan jy, dit tel vir jou, wie die Gees van die Here in hulle. Is jy onseker daaroor, dis die ander ding wat jy nie oor moet onseker wees nie, want baie Christene is onseker oor hoe weet jy die Gees van die Here in jou? Want Jesus sê self in Johannes 8, stromende lewende water sal uit hulle binneste vloei. En na wie verwys hy? Die wat sal glo in hom. Sal stromende lewende water uit hulle binneste uitvloei. My broer en my suster, die Here werk kragtig in jou. En deur jou in nie. Vir die wat die Gees van die Here in hulle het. Die Here werk kragtig deur jou, my broer en my suster, en hy is besig om jou te verander, om meer en meer na sy beeld gelyk te word. Wie glo dit? Nee, maar ek is 'n arme sondaar. Nee, jy is nie. Asseblief, laat ek nooit weer daai woorde uit 'n kind van die Here se mond hoor. Ja, ons is maar almal sondaars. Nee, jy is nie. Jy's vrygekoop. Wie is jy nou? Paulus sê dit in Romeine 8. Jy is nou binne my, roep die Gees uit. Wat roep die Gees uit? Anton, wat roep die Gees uit? Abba Vader. Jy's 'n kind. En die Gees werk kragtig deur jou. Die Here werk kragtig deur jou. Hy is besig om jou te verander. Hoe word 'n kind meer soos sy pa en sy ma?
Gert staan vir my op. Kyk gou terug, daar staan Gert. Ek wens Piet was hier. Piet lyk net soos hy. Dis 'n amazing ding. Ek het vir Wian gesien, Jaco, hierdie gister. Hy lyk nogal soos jou, Marco ook. Hier is die interessante ding, hierdie selfde DNA, jy's in Christus. Interessant genoeg, Paulus sê, jy's nie meer in Adam nie, want Adam is my DNA, my menslike DNA. Hy sê, God deur sy genade het jou uit Adam uitgevat en jou in Christus ingeplaas. Jy's 'n nuwe Adam, in die nuwe Adam ingeplaas, jy's sy DNA. En weet wat nog? Jy's in sy teenwoordigheid. En weet wat nog? Sy liefde verander jou. So in hierdie week, my broer en my suster, die krag van God, wat Christus laat opstaan uit die dood uit, leef in jou. Wandel in hom. Wandel in hom. Woon by hom. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie dag sommer net te staan en te weet dat ons die kinders is. Ag Here, miskien is die mense wat al so lank worstel en hulle stry en hulle wil moed opgee en hulle is moedeloos met hulle self en Here, dankie dat ons kan kyk nie na ons uitkomste nie, maar dit die proses van wandeling saam met U. En dankie dat U ons gaan verander, van heerlikheid tot heerlikheid. Dankie dat ons sekuriteit het in ons kindskap. Dat niks ons kan wegskei van die liefde nie. Dat die Gees in ons leef en dat die Gees ons gewillig en bekwaam maak om die wil te doen. Vader, help ons om te wandel in die woord. Help ons om te wandel saam met mense wat saam met U wandel. En Vader, mag ons mindset wees. Ons gedagtegang wees op U. Alles wat mooi is. Alles wat prysenswaardig is. Wat dat deeg daar ook al is. Mag ons gedagtes daarop fokus in Christus Jesus. En dankie dat dit die Gees se vrug is. Nie ons vrug nie, maar die Gees se vrug is, wat deur ons vloei. Amen.